Ek sluit vanmôre sluit ek af met die woordjie vex. En ek wil hê dat ons vanmôre moet gaan kyk na daardie die ergste graad van vexation. En in die begin het ek vir die betekenis gegee van hierdie woordjie vex. Ek wil gou vat na 3 primêre woorde toe met betrekking tot vex. Vir die Engels en dit is harassment. So demons can come and they can harass you. They can also oppress you. Die tweede woordjie wat gebruik word is dat jy kon onderdruk word deur demone. But then the last one is demon possession. Dit is die ergste graad van vexation of demoniese teistering. Is demon possession. Dit is daardie besetting. Nou as 'n mens gaan kyk in terme van 'n mens, jou liggaam, dan is dit so dat geeste kan ook in jou kom woon en kan jou kom beset. Daar's geen twyfel daaraan nie. Soos byvoorbeeld die Heilige Gees van God kan jou beset. Ek bid die Here dat dit die geval is hier. Amen. Dat ons deur die Heilige Gees beset word. Of dit is so dat ander geeste kan ook jou liggaam beset. Soos wat jou gees binne in jou liggaam woon, hoe kan ander geeste ook in jou kom woon? Ek wil net iets baie duidelik maak vanmôre. En dit is dat die Heilige Gees van God kan in jou kom woon, wat 'n gees is, natuurlik God se gees en Christus se gees. En 'n bose gees, 'n onreine gees, kan ook mense se liggame beset. Ek lees nêrens in die Bybel dat engele mense se liggame beset het. Ek praat nie van die gevalle engele nie. Ek praat van daai 2/3 engele wat oorgebly het in God se koninkryk. Ek wil ook 'n baie duidelike stelling maak. Geen ander mensgees kan in jou liggaam kom woon. Ek sien dit nêrens in hierdie Bybel. So ons liggaam kan beset word alleen deur ons eie gees, of deur die Heilige Gees, of deur 'n bose gees, onreine gees. Maak nie saak, daar's verskillende name. Hierdie bly duiwels wat die Bybel van praat. Dit bly onreine geeste. En dit is sodat in die verlede kan ons gaan sien, en ek gaan vir julle baie voorbeelde gee, dat hierdie 'n werklikheid is. Daar's baie mense wat nie glo in hierdie goed. En dan wil jy sê dis 'n werklikheid, of mense nou daarin glo of nie. As ons gaan kyk in die Bybel, dan sien ons die werklikheid van demoniese besetting, waar 'n demoon beheer oorvat oor 'n persoon se lewe. Dis demon possession, ergste graad van teistering van demone. Wanneer jy wedergebore word, wie kom woon binne jou? Heilige Gees van God kom woon in jou. By wedergeboorte, daar's duidelike skrifte wat dit verklaar. Ek gaan gou vir julle 'n paartjie. 1 Korintiërs 3:16 sê, weet julle nie dat julle is 'n tempel van God en dat God in julle woon nie? Amen. Wie is wedergebore? God woon in jou. By wedergeboorte het God deur sy Heilige Gees in jou kom woon en jou kom beset. Woon in. Amen. 1 Korintiërs 6:19. Of weet julle nie dat jou liggaam, sê die Bybel, is 'n tempel van God en dat God deur sy Gees binne in jou woon? Dit weet ons dat God is Gees, Jesus is Gees, Heilige Gees is God se Gees, Christus se Gees. God woon binne in jou deur sy Heilige Gees. By wedergeboorte. Ek gee gou vir julle nog 'n paar ander skrifte. Want wat beteken dit wanneer die Heilige Gees in jou kom woon? Of iemand jou liggaam beset. Dit beteken to occupy a house. Want hierdie is 'n huis, dis die huis van God. To occupy the house. By implication to cohabit. It is talking about cohabitation. Want wie woon nie in hierdie liggaam? Behalwe die Heilige Gees van God. Jy woon in hierdie liggaam. Het julle geweet hierdie is net 'n huis? Hierdie is net 'n tentwoning. Dis nie jy nie. God het jou geskaap as 'n geesmens. Want jy's geskaap na die beeld van God en sy gelykenis. En Johannes 4:24 sê God is gees en wie wil aanbid moet hom in gees en waarheid aanbid. As ek en jy geskaap is na die beeld van God, is ek en jy gees. Maar baie mense dit mis in hierdie wêreld. Amen. Jy sien, want jy het net 'n huis. Hierdie is net 'n aardse tentwoning wat Paulus van praat. Jy bly in hierdie huis. As hierdie tentwoning afgebreek word deur die dood, dan gaan jy uit hierdie huis uit. Ek hoop jy het 'n tuiste in die hemel. As jy wedergeboorte is, dan het jy 'n tuiste in die hemel. Amen.
Al wat gebeur is, jy verlaat net hierdie aardse tentwoning en jy gaan woon in, daar in die hemel waar Jesus besig is op sy plek te bring. Amen. Baie bly dat hierdie dinge gaan verstaan. Nou kom 2 Korintiërs 6 vers 15 en 16. Hy sê, en watter ooreenstemming, baie belangrik dat ek vir hierdie gedeeltes gee. Ek gaan nou 'n stelling maak. Hy sê hierso, en watter ooreenstemming het Christus met Belial? Wie is Belial? Belial het ek 'n hele reeks oor gepreek. It is an epithet of Satan. Belial is Satan self. Julle behoort te weet, ek het vir julle 'n paar boodskappe daar oor gepreek. Die gees van Belial, dis 'n demoon, dis 'n bose gees, dis 'n duiwelse gees. Dit is eintlik Lucifer self. Hy sê, watter aandeel het die gelowiges met die ongelowiges, of watter ooreenkoms is daar tussen die tempel van God, die huis van God, en met afgode? Luister, daar's geen ooreenkoms nie. There's a clash. When it comes to God, and when it comes to Satan, there's a clash. Daar's 'n botsing, my broer en suster. Daar's geen ooreenkoms nie, sê die woord van die Here hier. Want julle is die tempel van die lewende God. Praat met wedergebore kinders van die Here. Soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. Ek sal hulle God wees. Hulle sal vir my 'n volk wees. Baie duidelik. Maar gaan vir nog skrifte gee. 1 Timoteus 3 vers 15. Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand moet gedra in die huis van God. Hy sê hierso, wat die gemeente is van die lewende God. 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Dit is fantasties. As jy gaan kyk na die woordjie kerk, eklesia, is dit eintlik 'n huis van God. Daarom is daar verskillende lokale gemeentes oor hierdie wêreld. Maar jy is ook 'n huis van God. Jou liggaam is 'n huis, is 'n tempel van God. En God woon, want jy is 'n lewende steen in hierdie geestelike huis. Nou kom Hebreërs 3:6, hy sê, maar Christus as seun oor sy huis, en ons is sy huis. Wie is Christus se huis? Jy, jou liggaam, as jy wedergebore is jou liggaam die huis van Christus, en Christus woon in jou deur sy gees, wat die Heilige Gees is, 1 Petrus 2 vers 5. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Ek dank God vir 'n geestelike huis. Koninkryk bedieninge. Hier sit lewende stene. Amen vanmôre. Dank die Here. Nou wil ek ons moet gaan kyk met my suster. En ek gaan vanmôre asseblief lees my eie interpretasie. My eie siening wat ek het. Mense mag met my verskil. Jy het die reg om met my te verskil. Maar ek persoonlik glo dat 'n wedergebore kind van God, wat die gees van God in hom het, kan nie ook 'n demoon. Dit is net my siening, asseblief, ek weet daar's mense wat dalk met my sal verskil. Maar aan die lig van hierdie skrifte wat ek vir julle gegee het, dat daar geen ooreenkoms is tussen God en Lucifer, tussen die Heilige Gees van God en Christus en demone nie. That is why there will never be cohabitation, the Holy Spirit and the demon in a person's life. Amen. Daar is net geen manier, halleluja. Ek kan sien hoe die Heilige Gees saam met demone in die huis bly. Inteendeel gaan die demone dit kan nou nie. Dis onmoontlik. Kom ek gaan vir julle sê, voorbeelde my broer en suster, in hierdie einste gemeente. En dit is my ondervinding en ervaring in vorige gemeentes waar ek betrokke was. Waar daar persone ingekom het wat demone in hulle het. Sodra God aanbid word, as 'n salm en hardloop hulle uit die kerk. Amen. Sien dit wat gebeur? Daar's geen ooreenkoms nie. Amen. Kom ek vandag vir sê, wat die krag en die salwing van God is en sy teenwoordigheid, want 'n demoon kan nie val. Dis jy gaan dit in voorbeelde sien wat ek vir u kan bring. Dis my eerlike opinie. Ek gaan dit in die lig van nog 'n voorbeeld gaan ek dit vir u gee. En dit is die God van die Filistyne was Dagon gewees. Julle weet mos ou Dagon was die Filistyne se afgod gewees. Nou sien ons dat in Rigter 16 vers 23 dat ou sterk man Samson, amen,
Hy het 'n probleem gehad met die Dagon God. Amen. Hy die mense uitgehaal. Ou Samson. En wat gebeur is, hier kom 'n gees wat deur Delilah gewerk het, en wat doen hierdie gees? Sy mislei en bedrieg en tuister. Dis is vexation. Sy tuister vir Samson om uit te vind, wat is dit wat hom so sterk maak? Sien, because she's busy vexing, en hy het so moeg geword vir hierdie vrou, dat hy uiteindelik sy geheim gegee het, want in Nazarene mag hy sy hare gesny het. En hy doen dit toe met die wete dat niks gaan gebeur nie, maar daai derde keer, toe sy sê die Filistyne is op jou, want sy het die loon van die onregverdige loon gesien, wat hulle vir haar aangebied het. Toe nog hy gaan hierdie keer, gaan hy ook maar hy ou touwtjies keer, en stukken breek, maar hy kon nie. En wat doen hierdie Filistyne met hom? Hulle steek sy oë uit, albei sy oë. Neem hom gevangene, en hulle laat hom met 'n mele draai, om die oor en fyn te maak. Maar daar's 'n gemeenskap wat hulle met hom bespot, en hulle sit in 'n groot vertrek. En daar is duisende mense, die woord van die Here sê, net op die dag was daar 3000 mense gewees. En nou laat hulle vir Samson speel daar voor hulle, en maak 'n bespotting van hom. Hy sê, Here, nog een keer. Gee my die krag, Here, nog een keer. En hy vra iemand om hom te vat na die middel van daai gebou, 2 groot pilare, hy slaan sy arm om daai pilare. Hy sê, Here, ek weet ek gaan saam met hulle sterf. En die Here gee vir hom krag, en hy vat daai pilare, en hy druk hulle in mekaar. Weet julle wat sê die woord van die Here? Hy het geweldig hoeveelheid mense doodgemaak, Samson van die Filistyne. Luister, op een dag vat hy Esau kakebeen. Hoeveel slaan hy dood? 1000! Een man met 'n Esau kakebeen slaan 1000 soldate dood. Hey, luister. Kyk, ek kry net van hierdie movies, man, is onrealisties. Jo, ek wil jou sê, daar kom 10-20 ouens op hulle af en kap van hierdie ouens. Dit is net in die fliek wat dit gebeur. Luister, ons praat hier van 1000, ons praat nie van 10-20 nie. Het Samson met die Esau kakebeen doodgeslaan. Dan nog baie ander, maar die woord van die Here sê, die hoeveelheid wat hy daai dag doodgemaak het, is meer as alles saam in sy lewe. Dis nou Dagon, want hulle God was Dagon. Jy sien. Dan Rigters 16:3 sê, en die vorste van die Filistyne het vergader om 'n groot offer te bring aan hulle God Dagon en om vrolik te wees, en hulle het gesê, ons God het ons vyand Samson in ons hand gegee. Min weet hulle wat hulle almal gaan sterf. Hierdie was al die vorste en al die vername mense wat in daai vertrek was. Nou wil ek ons moet gaan kyk met die suster. Wat gebeur in die volk Israel? Hulle kry die verbondsark. Luister, die verbondsark is heilig vir God. God se naam is bevestig daar. God het vanuit die verbondsark met die volk gepraat in die allerheiligste. Vanuit die verbondsark. Nou vat hulle die verbondsark, hulle het gevat met die volk Israel, en waar gaan sit hulle daai verbondsark? In die huis van Dagon. Groot fout. Daar's geen ooreenkoms tussen God en Dagon nie. Amen. Luister, Dagon is nie verhewe bo God nie. God beklei die oppergesag. Nou sit hulle vir daar. Kan jy nou glo? Hulle kom sit die verbondsark daar langs in Dagon. Luister met die suster. Kom ek sê, en hulle gaan daar uit. En toe hulle die volgende oggend daar kom, waar kry hulle vir Dagon? Op die grond met sy aangesig voor die verbondsark. Ek glo dit het gebeur van die oomblik wat hulle tabernakel ingebring het. Wat doen daai mense? Nou tel hulle arme Dagon op. Kom Dagon dat ons jou help, dan jy kan ons nie help. Nou sit ons weer daar voor Gods aangesig. Ek dink toe hulle uitgaan, val daai Dagon, maar hierdie keer gebeur daar iets met daai afgod. Wat gebeur? Want toe hulle die volgende dag daar kom, toe sy kop af en al toe sy arms. Dit is onmoontlik. God en Dagon. Kan nie in een huis bly nie. Daar gaan dinge gebeur. Amen. Daar's geen manier dat God en 'n demoon in een huis kan bly nie. Amen. Ja, gaan iets gebeur. Of die Heilige Gees sal uitgaan, of daar gaan iets gebeur met ons. Kom ek vandag vir julle sê. Baie belangrik, dis my siening, dis my opinie. En ons het 'n bietjie in hierdie week daaroor gepraat van die geestelike leierskap. En ek dink net ons moet verstaan
dat die verskil tussen bekering en wedergeboorte is baie belangrik. Ek persoonlik glo dat iemand wat demon-possessed is, kan radikaal tot bekering kom en gaan vrymaak in die persoon se lewe. Geen twyfel daar. Amen. En wanneer dit gebeur en hy is skoon, kan die Gees van God aankom. Amen. Hy het ook nie spesifiek. Weereens, asseblief, my interpretasie. En dis hoe ek God se woord sien, my broer en suster. Nou wil ek ons moet gaan kyk na voorbeelde. Nou vat ek hier na voorbeelde in die Nuwe Testament. Van letterlik mense wat in die ergste graad van vexation verbind was. Ons praat van demon possession. En dan kan ons gaan kyk of hierdie 'n werklikheid is. Daar is vandag in hierdie wêreld baie mense wat demon possessed is. En as ek en Lia in die jare het ons mense bedien wat demon possessed was. Ons praat van besetting van demone uit 'n liggaam van 'n mens uitgedryf word. Sien, dis intense bevryding wat in mense se lewens plaasvind. Ek wil vandag vir julle sê, wanneer daar demoniese harassment is en oppression, is daar vyande gekoppel aan mense se lewens. Daar kan selfs manifestasie wees, nie noodwendig dat 'n demon possession is nie. Jy sal baie verskil vinnig sien as jy mense bedien, whether those persons are demon possessed of dis net harassment and oppression. Daar's 'n groot verskil tussen hierdie twee. Ek vandag vir julle sê, jy moet deure oopmaak vir Satan voordat hy in jou liggaam kan. Jy moet betrokke raak by okkultiese goed en satanisme en hierdie dinge as jy demon possessed raak. Wil ek ons moet gaan kyk. Wat beteken besete? Means to have a devil. Praat nou van demoniese besetting. Be vexed with a demon. Be possessed with a devil. To be exercised by a demon. Letterlik wat dit beteken. Wil ek ons moet gaan kyk in die lig hiervan. Kom hier 'n vrou, Kanaanese vrou het in daardie gebied gekom en na Jesus toe geroep met sy disippels saam met hom. Wees my barmhartig, Here seun van Dawid, my dogter is erg wat duiwel beset. Hartseer my broers, ek weet nie oud was hierdie dogter. Bybel sê nie die ouderdom, maar die gevalle wat 'n man nou met sy seun ook gaan doen. En nou kom Jesus. Jesus ignoreer haar, sy hou aan. Die disippels het haar weg, sy klaar. Jesus sê, luister, ek het gekom vir die verlore skape van Israel. Kan nie brood vir die kinders vir jou gee nie. Sy sê, Here, ons eet ten minste van die krummels wat van die tafel afval. En die Here sien haar geloof Jesus. Hierdie dogter was nie teenwoordig nie. En wat sê Jesus vir haar? Laat dit deel volgens jou geloof en van daai oomblik af was daai dogter vrygedoen. Afstandsbevryding. Halleluja. Nooit afstand van vryding gedoen. Kan julle sien met hulle suster? Persoon hoef nie eens teenwoordig te wees nie. Jesus het gesê die werke wat ek doen, sal julle doen. Hoekom? Ons het die Gees van God in ons wat kragtiger is as enige demoon. Demoon is 'n werklikheid. Ek wil dit vandag vir julle nog sê. Demon possession is 'n werklikheid. Hier kan ons sien in hierdie geval. Dan antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof, laat dit wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Ja, my maak, my broers het verpas. Nou, fantasties God se woord. As ons net geloof. En nog 'n geval Matteus 17 vers 14 tot 15 is 'n man hier. My broer en suster kry ons. Hy sê en toe hulle by die skare kom, gaan daar 'n man na hom en val voor hom op sy knieë en sê vir hom, Here, ontferm U oor my seun. Nie kry ons nie meer 'n dogter nie, maar 'n seun. Hy sê want hy is maansiek, hy's lunatic. En hy ly swaar, want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water. Hoe is exercise his mind? That demon has taken control over his mind. Is hierdie demon, hierdie demoon wat veroorsaak dat hy in die vuur val en hy in die water val. Want die duiwel kom om wat te doen? Te slag en te steel en te verwoes. Dis wat demone doen in mense se lewens. Hartseer, as jy gaan kyk na maansiek, lunatic, it means to be crazy, evil, disease, siek, experience pain and suffer. Jy sien die woord letterlik beteken beïnvloed deur die verandering van die maan. Mense is met die maan geplaag. Jy het gehoor, dit is met die maan geplaag. Dit is 'n verskriklike stelling wat jy maak. Dit is lunatic.
Toe dit lyk my dit gebeur by die verandering van die maan, ek weet nie wat die volmaan is of wanneer nie. Dat daar demoniese aktiwiteite plaasvind in mense wat demon-possessed is. Hoe lunatic. Ek sê ek het hom na die disippels gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. Want wat Jesus en sê, o ongelowige en verdraaide geslag. Hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom hier by my. Daarom bestraf Jesus hom. Amen. Mense vra my baie keer, kan jy 'n demoon bestraf? Wat lyk mense so? Hulle sê Jesus het hierdie demoon bestraf. Luister, nie die man nie, nie die seun nie. Jesus het die demoon bestraf. Amen. By 'n geleentheid tot siekte bestraf. By 'n geleentheid kom Jesus daar by Petrus se skoonmoeder en sy erg koors. En wat doen Jesus? Jesus bestraf die koors. Amen. Ben jy van? Daarop bestraf Jesus hom en die duiwel het van hom uitgegaan en die seun het gesond geword. Hierdie is bevryding, dis werklik. Eers 4:24. En die gerig aangaande hom, Jesus is versprei oor die hele Siria. En hulle het na hom gebring, almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerlei siekte en pyne, en wat die van duiwel besete was, en maansiek is. En verlamd is, en het hulle gesond gemaak. Dis fantasties. Matteus 8:16. En toe dit aand geword het, het hulle baie na hom gebring, wat van duiwel besete was. Lees dit wat? En hy het die geeste met 'n woord uitgedryf. En almal wat ongesteld was, het gesond gemaak. Ja, al die bediening van Jesus Christus. Ek vat hier na Lukas 6:17 en 18. Hy het met hulle afgeklim en op 'n gelyk plek gaan staan. Daar was 'n skare van sy disippels en 'n groot menigte van die volk van die hele Judea en Jerusalem en die kusstreke van Tyrus en Sidon af, wat gekom het om hom te hoor en van hulle kwale genees te word, en die wat gekwel was deur onreine geeste is ook genees. Ek wil 'n bietjie praat oor onreine gees. Daar is letterlik tientalle skriffies wat die Bybel praat van onreine gees. Luister, die Bybel praat van verskillende geeste. Onreine gees. Hy praat ook van 'n familiêre gees, waar die Bybel gaan. 'n foul spirit. 'n foul spirit is also an unclean spirit. Hier is almal demone. Dan praat die Bybel ook van 'n python spirit. Die Bybel praat van 'n Levitiaan gees is 'n python spirit. Ek het 'n bietjie gaan navorsing doen ook in hierdie week rondom dit en wie gaan kyk na die commentaries en wat sê die mense rondom dit. Interessante ding is as hulle gaan kyk, almal hierdie is demone. Het sy dit 'n familiêre gees is, het sy of dit 'n onreine gees is, 'n foul spirit, python spirit, lyk my almal hierdie is demoniese magte wat mense beïnvloed en wat mense tuister. Hierdie demone begeer om in 'n liggaam te woon. Ek wil jy moet verstaan, dit is wat gebeur. Hoekom is dit so? Want hulle kan baie meer invloed uitoefen en beheer op hierdie aarde as hulle 'n liggaam beset en beheer neem oor 'n liggaam. Want God het vir jou en my autoriteit en gesag gegee op hierdie aarde. So hulle kan baie meer gesag uitoefen as hulle beset of besit neem van 'n persoon se liggaam en manifesteer en doen dinge vanuit 'n persoon se liggaam. Letterlik wat dit bedoel. Kom ons gaan 'n bietjie en gaan kyk na 'n paar van hierdie skrifte rondom onreine geeste. Petrus kom hier in Handelinge. Kom ons gaan kyk na Petrus in Handelinge 5:16. En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaar gekom en siekes gebring en mense wat deur onreine geeste gekwel was en hulle is almal genees. Ons gaan kyk. Matteus 10:1. Gee vir jou so 'n paar skrifte, nie almal nie. As baie ander. En hy het die 12 disippels na hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste om hulle uit te dryf en om elke siekte en kwaal te genees. Prys die Here waar ons as kerk vandag. Broer en suster, hoeveel van die 12 disippels is nog vandag hier? Ja, ek hoop nie een. Anders het hulle ouer as Matthiesalem geword. Maar hier is ander disippels van die Here wat Christus
ook gesag gegee en volmag gegee om wat te doen? Om duiwels uit te dryf, halleluja. Daar's net so 'n bietjie min van hom. Want wie gaan die mense help wat vandag getuister word, wat vandag demon-possessed is? My ondervinding en ervaring is dat mense wil nie betrokke raak in hierdie bediening, want dit is maar 'n gevaarlike bediening. Luister my broers en susters, kom ek gaan vir julle sê, hoekom is dit so? Is eintlik gespesialiseerde bediening. Want die seuns van Skeva, daai 7 skewe seuns van Skeva het hulle vasgeloop teen 'n demoon. Want wat het daai demoon gedoen in daai persoon? Hy het hulle kaal geskeer en hulle stikkend het hulle weggehardloop, al 7 van hulle, as gevolg van 'n demoon wat hulle aangevat het. Jy sien, jy moet reg wees. Dis hoekom ek dink mense bietjie skrikkerig is in bevryding, en jy moet ook wees, is reg so. Wat hier na Matteus 12:43. En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, dan gaan hy deur waterlose plekke en hy soek wat? Rus, en vind dit nie. Hoekom vind hy dit nie? Hy soek 'n liggaam. Kan dit nou sien? Hoe ernstig hulle is daar as hulle daaroor is. Markus 1:23 en 26. En daar was in hulle sinagoge 'n man met 'n onreine gees, hy was demon-possessed. En hy het uitgeskreeu en gesê, luister hier. Hou op! Wat het ons met u te doen, Jesus? Nasareëner, het u gekom om ons te verdelg, ek ken u. Luister my. Voordat hierdie engele demone geword het hulle saam met Jesus, God en die Heilige Gees geleef in die hemel. Ek weet nie vir hoe lank nie. Ek weet nie wanneer God in die ewige verlede die engele geskaap het nie, maar almal hierdie was engele. 'n derde van hulle het saam met Lucifer is geval en uit die hemel uit gestort, maar voor dit was hulle engele. Hulle ken Jesus. Meer as wat ek en jy Jesus ken. Natuurlik gaan hulle Jesus ken. Hulle sê hier, ek ken nie. Wie is? Hier is die Heilige van God. Jesus het hom bestraf. Hy het gesê, bly stil en gaan uit hom uit. En die onreine gees het hom stuiptrekkend laat kry en met 'n groot stem geskreeu en uitgegaan. Autoriteit en gesag, wie is jy in Christus Jesus? Ken jy jou autoriteit en gesag in die Here? Amen. As jy nie jou identiteit in Christus verstaan en ken nie, bly asseblief weg. My broer en suster, wat ek vandag sê. Jy moet verstaan dat Jesus vir jou die volmag gegee het. The power of eternity. Amen. Maar jy met autoriteit en gesag vir 'n demoon sê, gaan uit in die naam van Jesus. O, halleluja. Hy wil dit. Dan vat hy na Markus 3 vers 11. Elke gees en elke keer as die onreine gees hom sien, het hulle voor hom neergeval en geskreeu en gesê, U is die Seun van God. Halleluja. Wat demone doen, man. Die mense doen dit. As baie demone is meer gelowig as ons. Hulle sê ten minste die Seun van God, as baie mense wat Christus verwerp. Want hierdie demone ken Jesus. Hulle weet wie is Christus. Handelinge 5 vers 16, en die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaar gekom en siekes gebring en mense wat onreine geeste gehad het wat elke keer gekwel was en hulle almal is genees. Ons gaan kyk na Filippus se bediening. Handelinge 8 vers 7. Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het die geeste uitgegaan terwyl hulle met 'n groot stem skreeu. Amen. Jare van berading en bevryding. Ek het hierdie dinge beleef. Ons het gesien hoe demone regtig waar met 'n geskreeu uitgaan met mense. En die vrymaking wat daardie mense beleef is net fantasties. Openbaring 16 vers 13 en 14. En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onreine geeste soos padda sien kom. Amen. Nee, nou elke padda is nou nie 'n ding. Net soos 'n uil.
Hy is deur God geskaap, is 'n pragtige dier, maar die duiwel kan enige diere gebruik. Want dit is die geeste van duiwels wat vir die oorlog van daardie dag voorberei word vir die almagtige, teen die almagtige God. En daar's 'n oorlog, die slag van Armageddon. Net na die 7-jarige verdrukking van plaasvind. Openbaring 18:2. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: "Geval, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels." En 'n versamelplek van allerlei onreine geeste en 'n versamelplek van allerlei en soorte onreine en haatlike voëls. Dit in hierdie wêreld het ongelukkig ook 'n habitation geword van demone omdat hulle in mense leef. Hulle woon in mense, they exercise control over people. Ons moet gaan kyk na die ergste geval van wat ek ooit lees in die Bybel en teëgekom het. Wat is die ergste geval van demon possession wat ons in die Bybel lees? Natuurlik die besetene van Gadara. Ek vat hier gou na hierdie verhaal toe. Na die besetene van Gadara. Hierdie is verskriklik, julle. Maar besef ons wat gaan aan en wat kan gebeur in 'n persoon se lewe. Matteus, Markus en Lukas praat van hierdie. Alhoewel Matteus praat van 2 persone, kom Markus en Lukas en sê dit is net 1 persoon. Want Markus en Lukas fokus net op die een in wie die sterk ene was. Daar's 'n rangorde in die geestesdimensie. Wanneer dit kom by demoniese besetting, is daar 'n sterk man, hy kom in, maar dan bring hy klomp ander demone saam. Weet hulle wat gebeur? So hulle fokus op hierdie een. Nou kom Jesus na die benede, hy sê: "Kom, laat ons gaan na die oorkant toe, na Gadara toe." En terwyl hulle op pad so toe was, toe lê Jesus lekker in slaap en wat gebeur? Wat kom op? Storm. Ek dink julle het hierdie storm veronderstel. Kon nie God gewees het. Want wat doen Jesus met die storm? Hy bestraf hom. Jesus sal nooit God se werk bestraf. Hierdie is die Satan wat wil keer, want hy weet wat gaan kom. Want Jesus is met 'n missie en 'n doel na Gadara toe. Hoekom? Daar was hierdie 2 manne gewees. Die woord van God sê niemand kon hulle tem. Hulle was in die grafte, het hulle gebly. Demon possessed. Hulle het boeie om hulle voete gehad, kettinge. En wat het hulle met dit gedoen? Gebreek. Hulle het nagte geskreeu vanuit die grafte en hulle met klippe stikkend gekap. Wat 'n demoon. Nou kom Jesus, hy land daar. En wat doen hierdie persoon wat demon possessed is? Hy hardloop na Jesus toe en hy val voor Jesus neer. Ou dagen val voor Jesus neer. Val neer, my broer en suster. Wat sê vers 6 en 7 in Markus 5? En toe hy Jesus van ver af sien hardloop en val voor hom neer en hy skreeu die volgende met 'n groot stem: "Wat het ek met u te doen, seun van die Allerhoogste God?" Want 'n demoon ken Jesus. Wat sê hy? "Ek besweer u by God om my nie te pynig nie." Die hel was berei vir wie? Die demone. Hel was eintlik berei vir die demone, geval uit Satan en sy demone. Hulle weet hulle gaan help. Hulle is nog nie daar nie, asseblief. Luister, ek wil net vir julle baie duidelik maak. Geen mens kan 'n demoon bind aan 'n ketting, laas en vas. Ek hoor mense baie keer. Ja, demone het vrye toegang met ons. Luister, die Here gaan vir Lucifer eendag bind vir 1000 jaar. Jy kan nie 'n demoon vasbind aan 'n paal nie, anders het ek almal al vasgebind. Dan ons nie geen demoon gehad met ons geplaai nie. Dis logies met die suster. Hy sê Jesus het hier gekom. Asseblief moet my net nie pynig nie. Dit is nie interessant is dit. Want Jesus, hy bestraf hulle dat hulle uitdryf. Dis asseblief. Hier al hierdie demone sê Jesus, moet ons net nie uit hierdie gebied uitdryf. Interessant, ek glo demone, daar's territoriale geeste.
wanneer dit kom. Ek glo daar die familiêre geeste is territoriale geeste wat werk in 'n gebied. Ons sien dit in Daniël dat daar territoriale geeste is wat opereer in 'n gebied. Ek glo daai geeste is familiêr met mense in daardie area in terme van hulle lewenswyse. Nou wil hulle nie daar uit nie, anders moet hulle in 'n nuwe gebied kom. Want 'n demoon is nie alomteenwoordig nie. Asseblief, wie is alomteenwoordig? God! Nie Lucifer nie, geen engel nie, geen demoon nie, nie mense nie. God is alomteenwoordig. Hierdie demone is gebiedsgebonde. Hierdie demone ken jou familie en my familie. They are familiar. They familiar with your generations. Nou gaan ons na hierdie ou karavaantjies toe, nie om te gaan kamp nie. Hierdie waar sê ons, asseblief, vertel ons 'n bietjie in ons toekoms, dan sê hulle, dan gee hulle sekere goed is in hulle verlede, en raai wat, hulle is nie verkeerd nie. Because they are familiar. Hulle kan vir jou insidente gedink, why, they are mesmerized, en sê, ja nee, hierdie gees is die waarheid, ons luister na hierdie geeste. En die fout, die duivel deceive mense. Bly weg asseblief, you will be arrested and oppressed if you do these things, not necessarily demon possessed, but you will be arrested by a demon. Hoekom? Want jy gee vir hom 'n oop deurtjie. Jy sien, ons moet versigtig wees waarna ons betrokke raak. Belangrik, sekere films waarna jy kyk, 'n groot invloed in jou gemoedstoestand. Gee jy so gedeelte, Helena, van navorsing wat Israel gedoen het. Hulle het mense verkeerde films laat kyk. Hulle het bloed getrek van mense. Dan sit hulle daai bloed onder 'n mikroskoop, dan kyk hulle na die selle van daai bloed. Dan sien hulle daar's goggas in daai bloed. Daar's wurms en virusse en gemors in daai bloed. En wanneer hulle na hierdie films kyk, hierdie vieslike films, hierdie slegte films, dan is jou wit bloedselle dormant en hierdie klomp gedrogte wat in jou bloed is, word geaktiveer en hulle kom en hulle vernietig jou liggaam en na arme bloedselle, sê daai een kan jou bloed ja gebeur niks met dit. Dis letterlik onder mikroskope gesien wat gebeur. En nou verder te sien wat ek mag hierdie goed in my preek nie, maar wanneer hulle nou 'n film opsit en dit is jy lag en jy's vrolik, dan daai wit bloedselle wat dormant lê, word geaktiveer en hulle sien hierdie goggas raak en hulle maak hulle dood. Amen. Hulle vat hierdie bloed weg van 'n persoon af in 'n ander kamer, dan doen hulle dieselfde, dan word daai bloed geraak. Navorsing wat Israeliese wetenskaplikes gedoen het om dit te sien. En hulle kom tot die konklusie dat jou gemoedstoestand het 'n groot invloed op jou gesondheid. Want die blydskap in die Here is jou beskutting. Ek gaan nou nie in klomp elke dag doen Schuster films doen. Maar ek gaan vir julle sê wat sê die woord van die Here. 'n Vrolike hart bevorder die genesing. Hoekom? Dit aktiveer die wit bloedselle. Daai soldaatjies in jou wit bloedselle lê nie dormant nie. En wanneer jy 'n vrolike hart het, dan word hulle geaktiveer. Hulle tree op en hulle maak daai klomp virusse in jou bloedselle dood wat nie daar gestel is nie. Fantasties. Maar kyk na verkeerde flieks. Gebeur die teenoorgestelde en jy vernietig jou liggaam. Auto-immune diseases kan pas. Wat gebeur? Nou, hy sê asseblief moet ons net nie uit die gebied uitdryf. Laat ons tropvark. Laat ons in die tropvarke. Nou praat al die demone, nie net hierdie een man. Want as nou klomp saam met hom. Nou sê asseblief die tropvarke. Markus het weergawe. Matteus sê nou nie hoeveel varke daar was nie. Dink Markus of Lukas, wat een is Markus 5. Hy sê 2000, né? 2000 varke. So daar moes ten minste 2000 demone, daai mense gewees het. Dit was verskriklik. Hierdie is 'n werklikheid. 2000. Nou, luister, daar kon baie meer gewees het. Want onthou, dis onmoontlik, want daai varke het onmiddellik gereageer. Toe daai demone in hulle gaan. As daar nie 'n demoon in 'n vark ingegaan het nie, sal hy nie ook oor die rotse in die see geval het. So ek weet net, daar was letterlik in elke vark ten minste een demon. 2000 mense beset, verskriklik. Maar waar Jesus is,
Wie Jesus vrymaak sal waarlik vry wees, halleluja. Jesus kom, jy gaan grond in julle versoek, vraag, gaan in die vark in, waar gaan in die vark in? Die vark is daar in die see en hulle gaan toe. Ek wil nou vir die watergees te wees. Want omdat ek wil net vir een ding sê, dis nie Jesus wat die varke doodgemaak het. As ek nie Jesus het net die demone toelating gegee om in die varke in te gaan. En toe is dit as gevolg van hierdie demoon wat in die varke ingekom het, wat daar in die see ingeval het. En hierdie man, my broer en suster, luister, 1000 demone in een man. Geen wonder hulle kon hom bind met boeie en kettinge en alles en hy het net gebreek. Kom maar Markus 5:15, fantasties. As iemand vrygemaak is, wat sê die woord van die Here? Toe kom hulle by Jesus en sien die besetene sit, gekleed en by sy verstand. They no more exercise his mind. Hy is vry. 'n Demoon neem beheer oor jou verstand, oor jou denke, oor keuses, besluite wat jy maak en soos. Wat demone doen vir mense wat beset is deur dit. Ek dank die Here vir Jesus Christus. Seun van die lewende God. Die antwoord in hierdie wêreld is en bly Jesus Christus. We speak Jesus. Christus het gesê, in my naam sal julle wat doen? Engels. Hoekom? Want hulle ken die naam van Jesus. Halleluja. Sien, dis die fout wat die 7 seuns van Skeva gedoen het. Hy sê, ons kom teen jou in die naam van Jesus wat Paulus verkondig. Hulle het nie 'n persoonlike verhouding met Jesus self gehad nie. Hulle het gesien dat Paulus doen dit en Paulus dryf demone uit. Toe sien hulle dit, want hierdie was duiwelbesweerders gewees. Dit was 'n praktyk wat hulle uitgeoefen het. Jy wat sê daai demoon? Paulus, gevaarlike boetjie. Ons ken hom. Nee, Jesus natuurlik, ons weet wie hy is, seun van die lewende God. Paulus, ons weet van hom. Ons bly weg van hom af. Maar julle, wie is julle man? Moenie, Petrus sit er het ons met die demoon staan en hy sê, wie is jy? As jy die gees van God en Christus in jou het, gaan hulle sien jy Jesus in jou. Jy die krag en die salwing van die Heilige Gees, staan in autoriteit in die naam van Jesus Christus, halleluja. Kom ek vandag vir julle sê, I am not a demon hunter. Listen very carefully. My fokus is op Jesus Christus. Ek jaag nie demone nie. Ek leef my lewe uit in Christus. Ek sal oor my pad kom. In die naam van Jesus. So ek berading doen en bevryding en daar is Goggas daar. Dan tree ek op. Luister, I'm not a demon hunter. I'm a God chaser. Halleluja. Ek soek die aansig van God. Halleluja. Amen. Luister my broer en suster, dis hoekom jy woord van die Here sê, by geleentheid kom Jesus en sê, Here, kom ons vriende uitdryf nie. Sê hierdie geslag kom nie uit behalwe deur pas in gebed nie. Lewenswyse moet reg wees, my broer en suster. Jy moet 'n verhouding hê met God en jy moet 'n verhouding met gebed. 'n Lewenswyse van gebed. Amen. Jesus, wanneer het hy gebid? Wanneer het Jesus gebid? Hierdie dag of in die aande? In die aande gebid. Hierdie dag het hy bedien. In die aande het hy gebid. Halleluja. En bevryding het alreeds plaasgevind, maar gemanifesteer as die mense sien hierdie dag. Jou oorwinning lê in jou gebed in die aande. Kan vandag nie sê, nie as 'n demoon nie kom, wat dit was. Nee, dan moet jy gereed wees. Lewenswys sê, amen. Ja, as jy oor die pad kom in die naam van Jesus, gaan nie die woord van God sê, dis wat jy dink nie gesag. Duiwels kan ons uitdryf, ek weet. Bietjie meer as dit gewoord en bietjie meer vasgespreek. Maar dis is hier is die grootste graad van vexation, is demon possession. Hier's luister my broers oor hierdie wêreld, van baie mense wat hy wil besien is. En dan is dit baie bedrieg mense. Luister, kom ek vandag vir julle sê, jy kan nie aan die tafel van God sit en aan die tafel van duiwels sit. Luister, jare terug was hier so 'n vereniging so 'n karavantjie gewees. Wat was madam? Weet jy? Ja. Ja, sê, dankie. Madam weet nie. Sy het gesê sy's 'n Christen. Luister, sy is so 'n Christen. Luister, my die duiwel 'n Christen. Ek vandag vir julle sê,
Jy kan nie in die tafel van duiwels eet en in die tafel van God nie. Hulle mislei en bedrieg mense en sê, ag nee, ek is 'n Christen. Dis nie 'n bos. Wat nie? Baie verskil. Ek sê af met Markus 16. Hierdie skrifgie hou hier. Markus 16 vers 17 en 18. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg in my naam. Sal hulle? Amen. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. En as hulle iets dodeliks drink, luister met my. Slange sal hulle opneem. Paulus het so geval gehad. Hoor jy? Wat het met Paulus gebeur? Skipbreek gelei. En toe tel hy 'n bietjie oudjies op. En toe wat gebeur toe hy oudjies optel? Pikke adrop. Slang pik hom. Hier hang die slang aan Paulus. En daai volk sien dit, hulle weet, hey, minute, as we gone. Nou Paulus skud daai slang in die vuur af en sê in die naam van Jesus, man, wyk. Nou Paulus gaan dan nog niks gebeur het. Nou mense kyk, is hier so God. Nie hy het 'n God in hom. Jesus Christus, seun van die lewende God wat in hom gewoon het. Amen. Luister, dis 'n bietjie geloof daai of nie? Dis 'n bietjie verder vlak van geloof. Wat gaan jy doen as 'n slang loop? My nou. Dis waar ek dink dis waar die Heilige Gees mense geloof gee in Jesus. As jy iets dodeliks drink, jy gaan dit nie opsetlik nie, asseblief. Kyk, die Mormone, ek weet nie of jy daai geloof ken nie. Ken jy die Mormone? Ek lees eendag die huisgenoot van die Mormone, wat hulle doen. Hulle vat hierdie privilege op. Hulle kyk of mense geloof het. Hulle vat mense, hulle gemeente in 'n kamer in. Dan het hulle giftige slange wat hulle loslaat. As die slang jou pik, dan sê jy nie geloof gehad. Kom volgende week ons gaan die toetsies. Hy sê sal hulle geen kwaad doen nie. Op seker sal hulle hande lê, sal gesond word. Ek dank die Here. Maar dit is ek loof God vir bediening. Ek dank die Here vir bevryding. Ek dank die Here vir berading. Ek dank die Here wat ons sien mense genees word en mense bevry word as hulle wil. Ek dank die Here vir dit. Ek maak vandag vir julle sê, as jy 'n kind van God is, sê daarmee af. Ons kan wel 'n bietjie weer oopmaak vir sekere goed doen. But it's not even a position. Ek vandag vir julle sê, 'n persoon sal weet as hy nie is. You definitely gonna know. There's no doubt. Die manne, ek en Justin het daai en van die ouens hierso het daai klomp DVD's gekyk, by Souls for Rock and Roll. Maar daai manne getuig en sê we are demon possessed, hulle weet dit. Dit geen twyfel nie. Hulle verklaar, demone neem beheer oor hulle as hulle sekere shows doen, selfs voor shows. Hulle sê absoluut, we are demon possessed, we go to hell. Hulle weet dit. Ek bid die Here dat kom ons bly Christus gefokus. Ek wil my woord eindig met my suster. Kom ons bly Jesus gefokus. Die woord van God sê jou oë gefestig op Jesus Christus, hy is die begin. I speak Jesus. As ek uitgaan verkondig ek die evangelie van Jesus bly ek. Prys die Here. Kom ons raak nie betrokke by dinge wat ons doen nie. Ek bid die Here